As jy na hierdie kleurvolle huisies kyk, kan jy dalk dink jy's op 'n strand, maar ons is net so buite Windhoek. Niks te doen met die strand nie, baie te doen met bene en met blaf. So jy sal moet aanhou kyk om te kyk waar kuier ons by hierdie kleurvolle plek. As julle nog nie weet nie, ek is Henriet, maar hierdie mooi vrou en hierdie mooi hond is Dana Logner en Becca. Hallo Dana. Hallo. Dana is 'n hondvrou. Ja. Kom ons begin heel by die begin. Dana, waar kom daai liefde vir honde vandaan? Want jy het 5. My broer en my pa. Is dit? Is Ja. hulle honde mense? Ja, so in COVID tyd het my broer van die skepe afgekom Ja. en hy het 'n fantastiese idee gehad oor TSU K9 unit. En 3 jaar of 4 jaar later het hy vir my die geleentheid geskep om die paddock afdeling van TSU K9 unit oop te maak wat nou Baker en Bonus wat hierdie rowwe plek is. My broer spot altyd dan sê dis Jurassic Park. Want dit is een van elke soort, van elke size, van elke ouderdom, elke kleur is hierso. Jy het nou gesê dis 'n paddock. Is dit 'n playpen of wat is Baker en Bone? Wat doen Baker en Bone? Baker en Bone doen alles wat jy kan dink Met honde te doen. So ons doen training, enige tipe training wat jy wil hê. Ons doen daycare, so die honde word afgelaai in die oggend en opgetel in die aand. Dan kom speel hulle nou bietjie. Speel hulle, doen training, word gebad, gegroom, gaan vir stappies. Ons het ons watchdog reeks wat ons leer en tou honde reeks is. Vir collars en leashes. Ja. Dan doen ons 'n Montego pet nutrition. So Ja. ons het 'n dog deli Wat dog deli. dog deli, ja, the dog deli wat ons die hondekos die goed verkoop en die shampoos en alles. Ja. En dan wat baie gewild is mense kom los hulle honde hierso as hulle op vakansie gaan of weggaan vir 'n jy kan- naweek. okay. Ja, so dit is ook baie gewild. Hoeveel honde is daar nou hier wat kom speel? So 40, 50. Ja. Wat kom speel? Kom speel en kom train en ja. En hulle almal hou van mekaar. Hulle beklei nie. Kyk, jy moet hulle mooi spasieer en ja. uitcheck. Ja, so meeste kom oor die weg, dan het jy maar nou natuurlik daai oud enetjie wat die maatjies moet Moenie aan almal my wil ryk sê. nie. Ja, net so. So jy moet hulle mooi ondersoek en ja, jy moet maar kyk wie pas Ja. by wie. Ja. Daarna as jy daar wat jy nou hier is, die training wat jy doen. Soos wat is dit nou? Jy het nou 'n pappie, baba hondjie en jy wil nou vir hom leer sit. Is dit daai tipe? Ja, so daai is die basics. So ons doen basic obedience, ons doen advanced obedience, ons doen game breaking, so wat jy tussen die beeste en die skape en die hoenders en die goed invat. O, dat hulle nie byt of Dat jaag hulle nie byt of jaag nie. Ons doen desensitization, socializations is op die velde. Ons doen ons doen alles. Ons doen regtig alles. So jy daarna as jy eendag kinders het dan is jy dan is jy reg vir obedience, daai Ja. basic obedience. sit. Ja, net so ek het nou 'n seentjie gehad so 3 maande terug. Ja. Maar ja, ek kan nou nog nie vir hom sê om te sit nie. Hy's hierso, hy's net hierso. Hy is hierso, ja. Lekker. Dit is lekker dat jy so kan saambring. Ja. Sê gou, Dina, moes jy self opleiding kry? Mense moet nou nie dink jy kan nou net begin opleiding gee vir honde nie. Dis nie so eenvoudig, Ja, dink jy? Of daai is 'n onderwerp na in my hart. My pa sê altyd ek werk kras oor dit, want ek is maar, hoe kan ek dit stel? Kom ek stel dit mooi. Daar's al hoe meer mense wat wakker word en dink, Ja. okay, ek kan 'n hondetreiner wees, Ja. want ek het 'n YouTube video gekyk, Ja, so ek kan 'n ja. hond maak sit, maar dit gaan Ja. oor baie meer as dit. Dit gaan Ja. oor jy moet die temperament ken, jy moet die Ja. geskiedenis ken. Daar's soveel aspekte wat 'n rol speel. Ja.
En ja, mense besef dit nie. Mense dink as ek die hond kan sit en laat lê Dan is dit nou so. dan is ek 'n hondetreiner. Ja. So ek sien dit al hoe meer in die dorp vandat my broer TSU Canine Unit begin het. Van Ja. daar af pop hier net oral mense op. Dis waar Ja, wat dit ja. nou ook wil doen. Ja, Jy het nou gesê van temperament. Ek neem aan sekere honde, rasse het sekere temperamente. Ja. Daar's nou 2 Steffies wat ek laaf. En mense dink Steffies is kwaai, maar hulle is nie. Nee. Dis die liefste Ja. volste hond wat Ja. jy kan. Hulle Ja. is verskriklik Ja. oor aandag. Ja. So ek dink dit gaan maar meestal oor hoe jy hulle groot maak. Okay. Dit is 'n baie belangrike deel. Dit is hoekom Baker and Bone eintlik so 'n belangrike fase is in 'n hond se lewe van puppy af. Ja. Dat jy hulle kan bring om te socialize en te Ja. desensitize en van die begin af. Want hoe vroeër jy dit doen natuurlik hoe beter gaan Ja. hulle uitdraai. Ja. So al my honde is van puppy af gesocialize. Die pak Attacky Malinois. Maar almal kom oor die weg in Ja. dieselfde huis. Ja, dit is maar net As jy praat beter. van die sensitize daarna, is dit dat hulle nou nie 'n hoender of 'n voël of 'n ding eet nie, of wat behels dit? So desensitization is basies jou senses, jou Okay. sintuie. So Ja. wat jy sien, wat jy ruik, wat jy proe, wat jy hoor. Okay. So hoe meer jy iets doen, hoe beter gaan jy gewoond raak aan dit. So kom ons sê my my hond is bang vir 'n trok wat verbyry. Okay. Dan moet ek die hond gewoond maak aan die trok. So mense noem dit desensitization. Of gewoond maak aan 'n nuwe omgewing. Ja, aan 'n nuwe omgewing of so. Dis maar Ja. desensitization. So kan jy, dis iets wat ek nou wil vra. Hoekom ons Steffies was verskriklik bang vir klappers. So Ja. ek sê dit dan sommer op kamera, ek haat mense wat Ja, klappers skiet want Ja. jy sien daai effek wat dit op Ja. honde het. So iets byvoorbeeld. En nou het ons weer ons het SPCA specials, baie spesiale honde. En een van hulle, maar hy kom uit 'n traumatiese agtergrond. Ja. Is verskriklik bang vir donder weer. okay. Kan mens sulke honde, want hy's nou al baie groter. Ja. Ons het hom nog gekry wat hy al groter word. Kan jy so 'n hond help al het hy nou nie deur Baker and Bone gegaan van puppy daar? Ja, natuurlik, jy kan. So ek sal voorstel dat mense nie net ingaan blindelings in 'n dinge nie. Ja. Ek sal voorstel dat jy kom raad vra. Ja. Al boek jy net 'n By iemand wat weet. by iemand wat weet. Ja, Al boek jy net 'n ja. konsultasie of wat ook al, want daar's soveel verskillende menings, maar ons wat elke dag met dit werk Natuurlik, ja. kan vir jou baie goeie raad gee. So Ja. byvoorbeeld die klapper nou of die Ja. donder weer. So wat ons vir die eienaars as raad gee is train jou hond terwyl dit donder weer. So maak 'n positiewe assosiasie met die donder Ja, weer. ja. Moenie die hond gaan vryf nie, want dan reinforce jy die behavior. Maar dan sê eintlik dit is presies wat ons doen. Dan sê eintlik vir die hond, ja, wees maar bang, wees maar bang, dis okay, verstaan. Ja. So jy moet sy aandag aftrek en hom redirect dat hy dit 'n positiewe assosiasie Dit maak met dit soveel het. sin, Ja, nê? ja. Ja, dat dit nie dat as hy dink nie aan iets erg as Ja, hy dit hoor Ja, nie. presies. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism,
name is Enrico. So this is Magarena. So Magarena, I'm training her for basic obedience. So basic obedience is just to get a specific area whereby they understand what I really want from them. So that's basically basic obedience. So for now, I'm gonna train her basic obedience. So Magarena, here, set, good. Here, set, good girls. Lots, good. Wait, Maga, here, set, good girls. Good. Here, set, good girls. Come, set. So basically, what I've trained there is that I've trained her not to pull on the leash. So I've trained her so that she must sit. So if she doesn't sit, I just give her just a small tug just to sit. Just a small tug to let her sit. So, and then Magarena, here, sit. There it is. So I'm not forcing her to sit. So this is just a thing that I've trained her through the years of training. So now she does training very well. She sits very well. Even the plats, Magarena said, I don't have to tell her like this. Then she already knows that it's a plat. Good. Come here. Magarena said, good. Wait. Good, girls. Good, Magarena. Ah, wait. Ah, good. There is always correction. So she has to sit at the right place where I placed her. Good. Magarena here. Good. That's a good girls. Then I good praise. Good girls. Then I always praise her. Good. Good. For her to feel nice. Good. Okay, here. Here. So there's a time of excitement sometimes and there's a time of training. So I train her. When I train her, she has to get that thing of knowing that I'm training now. So if I give her attention, she knows I'm giving her attention. Yeah. But when it's training time, it's training time. Yeah. Good girls. Come. Maka here. That's a good girl. Sit. Lots. Good. Wait. Maka here. Good. Sit. That's a good girls. That's a good girls. That's a good Magarena. Good girlies. Sit. Good girlies. Dana, wat is jou dis nou baie moeilik. Dis om Ja. vir 'n ma te vra wie is jou gunsteling kind. Ja. En jy het 5 honde. Maar is daar spesifieke rasse soos labs of steppies Ja. wat jy lief is vir? Ag, my hart smelt vir ou Steffie. Ja. My hart smelt vir 'n Steffie. Hoekom jy is 'n Steffie? 'n Steffie, hulle is spesiaal. Ja. Hulle is baie spesiaal, baie liefdevol, baie persoonlikheid. baie persoonlikheid, love kinders, Ja. perfekte nanny dogs. Ja. Hulle kan speel, hulle kan jou beskerm. My Steffie kan protection werk doen. Sure. Ja, so sy's Ja. een van my personal protection dogs. Wow. So ja, so sy kan alles doen. Sy kan net alles doen. Wat jy van haar vra, sy doen dit. Jy het nou gesê jy's 'n nuwe mamma van 'n 3 maande oue seentjie. Ek weet in jou huis, soos in my huis, is jou honde nie diere wat daar buite bly nie. Hulle is deel van jou op die bed, op die Ja, bank, want ja. dit is volgens my hoe honde moet Ja, groot word. ja.
hoe het hulle toe baba nou kom en daar's mos nou bietjie van al die aandag wat hulle kry Ja. is mos nou weg van hulle Ja, af. Hoe het ja. hulle dit hanteer? Het jy hulle op 'n manier voorberei of Ja, so ek het baie navorsing gaan doen voor die tyd terwyl ek swanger was. Ek was bekend met dit, maar nie so bekend dat ek presies weet wat om te doen nie. Ja. So ek het baie navorsing gaan doen oor dit en ek het presies gedoen wat die meestal artikels gesê het en dit het fantasties gewerk. So as enigiemand hulle newborns wil voorstel aan hulle honde, ek het baie navorsing gaan doen. So nee, hulle het dit eintlik baie goed gevat. Is dit? So net 'n voorbeeld, die pram het gekom voor die baba, so jy maak hulle gewoond aan die pram. Okay. En my baba was in NICU, ja. so ek sou 'n kombersie wat hy in gelê het van NICU af huis toe bring, laat hulle eers ruik en gewoond raak en weer eens desensitize. Ja. En ja, toe hy by die huis kom was Toe is dit hulle net al natuurlik. bekend. Toe is hulle al bekend en dit was so natuurlik. My pak wat is die ergste oor hom. Ja, kan ek gewoon nie lê by hom, lê bo op hom, lek sy voete. Hy lag homself dood vir die pak. So ek het die plat gesig. My Melanoa is ook baie erg vir hom, maar natuurlik Steffi Nanny daar. Sy beskerm hom net oral waar hy gaan. Ja, niemand moet naby nie. Nee, so dit was 'n baie maklike transition as ek dit so kan sê. Van dis nou ook weer 'n moeilike vraag. Ja. Maar van al die goed wat jy is natuurlik baie betrokke by dit. Wat is jou gunsteling? Jy sê hulle bied so baie goed aan daarna. Is dit om te desensitize? Is dit eerder om te gaan stap met hulle? Wat is vir jou die lekkerste? Vir my die lekkerste is ons board and train program. So hoekom dit vir my die lekkerste is want jy kry die beste resultate daar uit. Ja. So kom bly hulle hier Hulle kom bly hierso vir 'n maand, 2, 3, 4 maande. Wow. So hoe langer hoe beter. En dan dit is die beste dat die eienaars nie kom kuier nie. Ja, so dit is moeilik vir party mense, want jy moet hulle in 'n roetine hou, die struktuur behou en gewoonlik die eienaars is nog nie heel bekend met alles nie. So hulle kom mors ons plan op hierso in die middel van dit. Gou hulle Nee, net gou hallo sê. So dit is my gunsteling program. My gunsteling hond om mee te werk is 'n behavioral case. Ek weet nie wat noem mense dit in Afrikaans nie. So dit is bietjie moeiliker as net jou gewone obedience. So hy kom hier met 'n sekere gedragspatroon. Ja, so sê nou maar soos 'n SPCA hond wat abuse was of so wat jy sy brein moet rewire om nou weer die lewe vir hom positiewe uitkyk vir hom te gee op die lewe of 'n aggressiewe hond. So ons suksesrate, ek wil dit nou nie hardop sê nie, maar dis 100%. Wow. Ja. As bygesê as die eienaar ook sy deel doen. Ja, want dis belangrik nie. Dit help nie jy enforce praat ek nou so ook net so Engels. Jy leer gedragspatrone hier, maar by die huis kan die hond nou maar net weer doen wat hy wil nie. Presies, dan mors jy jou geld. As jy hom gaan stuur en jy doen nie by die huis wat ons vir jou leer om te doen nie. So as ek wil gou nog my laaste vraag oor die daycare. Yes. Dan kom speel hulle nou net met die maatjies. Ja, hulle kom speel, dan gaan hulle uit vir training, dan kom speel hulle weer, dan gaan hulle bietjie kennel toe om te gaan rus, dan eet hulle, dan speel hulle weer, dan gaan stap hulle. So dan slaapiestyd ook. Daar is. So dis baie belangrik vir honde om te rus tussenin. Laat hulle brein nie in overdrive ingaan nie, laat dit ek dink dit klink later vir hulle van al hierdie speel en geblaffery. So ons sit hulle in 'n kennel oor lunchtyd, laat hulle eet en rustig word en dan hulle bietjie slaap, alleen. Dan hulle nou alleen. Ja. En dan as jy sê jy's 40 tot 50 honde, ek kyk daai Steffi en hulle almal inlaai my kar. Wie stap almal? Almal. So ek hoeveel hou jy is lekker soos daai 101 Dalmatians amper so iets. Ja, so ek het baie bekwame dog handlers. So ek het klomp van hulle is nou net wyd versprei hierso. So hulle is mooi opgelei. Dan vaar julle nou die vlak in. Dan vaar ons nou die vlak in op Yellowstone, dan gaan stap ons nou. Ag lekker. Ja. Ek het gedink jou broer het die nice job. Wat kyk na sy vrou se blomme. Maar ek dink joune is die lekkerste. Ek weet net nie hoe vat jy nie hierdie honde? Is daar hartseer stories hier? Daar is hartseer stories. Wat jy kan sien daar's nie liefde nie. Ja, party.
Nie baie nie, nie baie nie. Gelukkig nie. Gelukkig nie, ek sal sê 2%. 2%. Maar ek dink nie dit kom as prins van die eienaars af nie. Ek dink dit kom maar net uit 'n Ja. uneducated. En dis iets wat jy kan afleer. Nee, Natuurlik, daarna. natuurlik. Ja. So jy vat hulle mooi deur die proses en Ja. leer vir hulle mooi. Kyk, Ja. ek voel altyd toe ek eers in die bedryf ingekom het voor my broer en almal het ek ook niks geweet nie. Ja. So ek moet Jy het myself daai liefde en passie gehad. ja, ek het die passie en liefde gehad, maar ek het nie die kennis gehad nie. Ja. So ek sit myself altyd net dan in die eienaar se skoene van onthou hulle weet ook niks nie. So jy Ja, moet vir hulle leer. So ons gaan deur die Ja. proses met almal mooi stadig. Ja. So ja, Daar's hoop. daar's hoop, daar's altyd hoop. En daarna jy toe ek het dit off camera gevra oor mans en kinders en daarna sê jy kan hulle ook bring. Met liefde bring almal, bring almal. Ek het so lekker gesels. Baie dankie daarna. Ons Groot beslis hier plesier, kom kuier. Groot plesier. Julle moet julle honde bring. En julle man se Asseblief. kinders. Asseblief. Ons is op Facebook en op Instagram as Baker en Bone Windhoek. Asai. Daar's hy. Dankie daarna. Groot plesier. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ons het nou lekker by Bakers en Bone gekuier. Ek kyk hoeveel honde kan ek in my kar laai. Hierdie is Macarena en ek wil nou kyk of ek so oulik is soos Enrico. Sit. Moet ek hom trek? My hand. Sit. Yes. So in my volgende lewe, as ek nie uitspeel nie, gaan ek vir Enrico kom help om honde en mans en kinders te laat sit as ek sê sit. Mooi bly julle.